ja, ons is so lekker min by mekaar, lekker intiem, so ek gaan sommer vir almal van julle sê baie welkom, en dan veral vir die twee belangrikste mense vanmiddag hier, Jan en Adrie. Ek is seker julle het vreeslik uitgesien na hierdie dag. Jan miskien in 'n meerdere mate, omdat hy maar net eenvoudig nie kon loskom van hierdie wêreld en dan of waar nie. En dat jy ook hierso weer die geluk, die band van geluk wil kom vestig. Vriende, ek wil vra dat ons saam met die joligheid wat vir die twee nou beskore is, ook die erns daarvan sal raak sien. En daarom vra ek, kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Dierbare Vader, dit is U wat nie net die huwelik nie, maar die liefde geskep het, wat dit tussen mense kom plant het, en wat mense daarom na mekaar aangetrokke laat leef. Dit is U, Here, wat dit moontlik maak dat ons onsself kan prysgee ter wille van ander. En daarom wil ons hierdie byeenkoms en hierdie seremonie in sy geheel aan U kom opdra. Vader, ons erken U ook as die God wat vergewe. Ons erken U as die God wat dit wat stikkend is, kan heel maak. En dat U dit vanmiddag gun vir hierdie twee mense, vir Jan en Adrie. Daarom wil ons U loof en prys. Gee vir hulle 'n stuk heelheid, dat hulle die res van hulle lewe as man en vrou kan saamleef. En dat dit nie net tot voordeel van hulle self sal wees nie, maar ook hulle vriende, hulle familie, hulle geliefdes. Seën asseblief nou wanneer ons die woord gaan lees. Wees U self ons naby, wees U self die prediker. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons sing dan die heel eerste lied, en dit is die bekende Amazing Grace, genade onbeskryflik groot. Ek sien hier is nou heel wat versies op, maar kom ons sing die eerste, die tweede, die derde en ook die vierde vers. En dan wil ek nou eintlik hê dat ons baie mooi gaan kyk na die vierde vers. Genade onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer tuis. U seun bring my verlore mens weer na die Vaderhuis. In 'n sekere sin is dit vir julle twee ook 'n tuiskoms. Nie so seer na lange band nie, maar 'n tuiskoms weer waar dinge reg kan loop. En waar 'n mens weet die Here se genade is met jou. Kom ons
Efesiërs hoofstuk 5, en ek gaan 'n paar verse daar lees, hoofstuk 21 tot 32, maar vergun vir my ook die geleentheid om so kortliks in die vorige hoofstukke van dieselfde brief aan te sluit. Efesiërs 1, ons begin met die 3de vers. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. En so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En in sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Christus Jesus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde Seun, Jesus Christus, vrylik aan ons geskenk het. Dit is die eerste paar verse in die eerste hoofstuk. Dan in hoofstuk 4, ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here Jesus dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe, om die eenheid van die Gees tussen julle, wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. En nou kom ons by hoofstuk 5, vers 21. En die opskrifie van hierdie hele paragraafie gaan oor man en vrou. En daarom wil ek weer dat ons baie fyn hierna luister. Vers 21 begin. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En dit is die teks wat ek vir julle gee hoor. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees in julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam sy kerk. En soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. En mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit in die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vroue so lief te hê soos hulle eie liggame lief het. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Ons lees tot sover. Julle gaan net nou belangrike beloftes teenoor mekaar aflê. Dis aan ons bekend. Ons het al allemaal trouwens bygewoon. Ons is nie onbekend met die inhoud van die formulier nie. Vir julle twee 'n groot oomblik. Want wanneer ons hierdie beloftes teenoor mekaar aflê, dan is dit veral om twee redes geweldig belangrik. En dit is dat dit voor getuies gedoen word. En omdat getuies daarby is, beteken dit het bindende krag. Maar ek dink die belangrikste rede waarom dit so uiters belangrik is omdat dit 'n belofte is voor God self. Jy wil nou net ook hoor, voor God en almal hier teenwoordig, beloof ek dit en dit en dit. Liewe twee vriende, julle het ook die teendeel in julle lewe, beide, kon beleef. Die skadukant, en julle kon beleef dat die huwelik nie net maanskyn en rose en blinkklokkies en mooi ingekleurde prentjies is nie, maar dat die huwelik 'n krisis beleef. Gaan kyk hoe mense na die statistiek in ons land, in ons eie land, dan kom jy agter dat dit ongelooflik is, hoe mense dit enerzijds misverstaan of mishandel, en uiteindelik dit waartoe hulle self verbind het, onder hulle voete vertrap. Hoe hartseer is die verhaal van egpare wat gewoonlik natuurlik te laat ontdek dat hulle 'n fout gemaak het, dat hulle nie by mekaar pas nie, en dat hulle dan maar verskillende opsies oorweeg. Kom ons bly maar by mekaar ter wille van die kinders, of kom ons maak maar aanpassings, of kom ons los mekaar.
of ons sukkel maar eenvoudig vreugdeloos voort. Ons leef ook in 'n tydsgees waarin menige huwelik wat nog in stand gehou word, eintlik verval het in 'n tipe van 'n oorlogskrik, waarin mense in die gees van die tyd waarin ons is, elkeen net vir sy eie saak beklei. Ons leef in 'n tyd waarin die mens geleer word van skoolbanke af, waar hy geleer word, luister, jy moet op jou regte staan. Want as jy nie op jou regte staan nie, gaan iemand anders op jou trap en gaan hy daar bo uitkom. Ongelukkig het ons arbeidswêreld ook so geword dat dit hard is en dat ons daarom ook hierdie gees beginne toelaat binne in ons huwelikslewe. En die gevolge is tragies. Want as elkeen net vir sy eie regte beklei, dan word dit, soos wat ons baie keer sê ook oor die huwelik, dat dit 'n 50-50 is. Ons kom mekaar tegemoet, maar eintlik is dit niks anders nie as om net vuis te maak. En ek is bereid om 50% te gee, as die ander een vir my ook 50% gee. Nou kom die Bybel egter, en ek kom gee vir ons God se woord. Wat kom sê die Bybel oor die huwelik? En ek dink dit lê vasgevang in hierdie enkele verse wat ek vir julle net nou gesê het, julle vers is, julle teks is, vir saamvat. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. En Jan, hoe kan ek nou nie, dit die vrou mense naam onthou nie, Adrie. Julle moet dit vanmiddag hoor, maar ek wil hê dat elkeen van julle wat hier so sit, dit ook hoor. Of jy nou getroud is of nie getroud is nie. Want dit is die geheim van 'n gelukkige samelewing. Dat ons nie net ter wille van 'n humanistiese gevoel teenoor mekaar nie, maar ter wille of omdat ons uit eerbied vir Christus leef, ons aan mekaar onderdanig is. En nou kom die teks en hy gaan verder. Hy sê vir die vrou, wees onderdanig. Hoe, en in vandagse terme is dit ook so ongewild, want die vrouens het oor jare heen op haar gewoond geraak aan dat die man bo op haar wil sit, en dat hy sy duim op haar wil druk. Dit is allermins wat die teks wil kom sê. Die teks kom sê nie dat die man is baas nie. Die teks kom gee aan die man die verantwoordelike wat Christus het, namelijk dat hy hoof is van die gemeente. En dat hy, en as ons na Christus se lewe gaan kyk, dan het hy op geen manier het hy baas gespeel nie. Het hy op geen manier sy gesag afgedwing op die kerk nie. Hy was liefdevol. Hy was bereid om by geleentheid sy boekleed uit te trek en sy disippels se voete te was. Meer nog, hy was bereid om die uiterste prys te gaan betaal aan die kruis. Hy was bereid om te sterf ter wille van sy kerk. Goed, vir vroue word daar gesê, wees soos die kerk aan Christus gehoorsaam. Vir die manne word daar gesê, wees lief vir julle vroue en lê julle lewe af vir hulle. Weereens, ons leef in 'n wêreld waarin dit nie pas meer om so te praat nie. Waarin ons eintlik vir die Here ook wil kom sê, maar Here, hierdie woord is oudmodies. Dit pas nie meer nie. Ek gaan nie 'n slaaf wees nie. Ons leef mos nou in 'n moderne tyd. Die ek is met ander woorde maar weer harder aan die praat as God se woord. Kan 'n mens nou gaan sê dat die Bybel is uitvoerig? Want dit is so. Die Bybel is 2000 jaar gelede geskryf. My antwoord hierop is nee, die Bybel is nie uitvoering nie. Want God, die skrywer van hierdie Bybel, het nog al die eeue heen, het hy die reg op my en jou. Het hy die reg op ons huwelik. Het hy die reg as my skepper. En as ek dan die voorreg het om vandag te kan lewe, dan beteken dit my lewe is nie my reg, maar dit is my voorreg wat God vir my gegee het in sy alwyse raadsplan. En nou kom vra die Here vandag nog steeds van moderne mense. Hy vra vir julle twee. As julle geluk wil hê,
As julle, met ander woorde, God se seën wil hê, want geluk is nie moontlik sonder God se seën nie. Dan kom vra hy, onderwerp julle aan dit wat God se woord vir hom sê. Dan kom vra hy, nie net hier so in die Efesiëbrief, maar ook op 'n ander plek in Filippense hoofstuk 2, vanaf die 1ste tot die 11de vers, kom vra hy vir die gemeente, dieselfde gesindheid wat daar in Christus Jesus was, die moet julle ook hê. Die gesindheid van diensknegt wees, die gesindheid van myself verneder, nie soos 'n vloerlamp of soos 'n deurmaatjie word, maar deur myself prys te gee ter wille van iemand anders. Dit beteken om bereid te wees om 'n slaaf vir die ander te wees. Sal ons nie daarna streef om uit eerbied vir Christus juist dit vir mekaar te doen? Adrie, vir jou beteken dit dat jy iets hier in jou kop moet laat gebeur onder die heerskappy van God se woord. En wat moet daar gebeur? Daar moet iets gebeur dat jy sê, dit is vir my 'n voet, dat jy sê en leef, dit is vir my 'n voorreg om binne die liefde van my man te beweeg. Dit is vir my 'n voorreg om my God gegewe gawe, wat God vir my gegee het, omdat ek 'n vrou is, om dit binne hierdie geborge binnekant van my huwelik vir my man te kan leef. Dit beteken, Jan, vir jou, dat jy aan die ander kant ook hier in jou gedagtes, in jou denkwêreld, 'n besluit neem. Ek is die baas nie, maar ek is die een aan wie God die verantwoordelikheid gegee het om die leiding te neem. En dan leiding, met die sin dat ek lei, dat ek dien, dat ek my vrou so moet lei, dat het vir haar werklik waar, en dit klink dalk 'n kontradiksie, maar dat het van haar moontlik kan wees, om in onderdanigheid, juis, haar blydskap, en haar vreugde, en haar volledige vrou wees, te kan bewerkstellig. Dit beteken, dat ons mekaar, die tekst moet sê, uit eerbied vir Christus moet ons aan mekaar onderdanig wees. En ek dink, dit is waar die swaartepunt van die boodskap lê, maar in 'n huwelik, waar twee mense wil gelukkig wees, moet die woord ek en myne, selfs die woord jy en jou, moet gaandeweg minder belangrik raak, ten gunste van die woord mekaar en ons. Want dit is nou twee mense, julle twee, wat een word en een huwelik, wat nie in die eerste plek aan julle behoort, maar aan Christus behoort, dat vir julle twee saam gebring het. Ek wil afsluit. Christus is, so staan daar in die hele Nuwe Testament, is doelgerig op pad om sy kerk, waarin ek en jy behoort, op te bou. En weet julle wat is een van die belangrikste boustene van sy kerk? Die huwelik, die verbintenis tussen twee mense, die gesinsopset, en julle gaan net nou dit hoor wanneer ek die formulier lees, dat juist in 'n gesonde gesin is 'n gesonde bousteen, en 'n gesonde bousteen bou 'n gesonde kerk. God wil nie dat daar voortgegaan word met hierdie wanorde wat daar tans in ons land en in ons wêreld aan die gang is. God wil hê dat daar moet orde, harmonie kom. En op een van die belangrikste, van die kardinaalste punte is dis by ons huwelike begin heel maak, sodat ons weer weet wat dit is om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees en diensknegte te word van mekaar vir die gemeenskap, vir die samelewing. Daarom, julle twee mense, hoor dan vandag die woord, begin vandag vir julle twee se huwelik. Die Here gee vir julle die uitnemende kans. En daar
ons besluit vandag, ons gaan gehoorsaam wees. Ons gaan gehoorsaam God se plan volg. En wanneer ek nou binne die volgende paar minute 'n huweliksbelofte gaan aflê teenoor iemand anders, dan gaan ek sorg dat hierdie belofte gestalte vind, hande en voete vind, binne in die huwelik, waar binne die Here vanmiddag vir my kom plaas. Jan en Adrie, ek vra julle aandag vir die formulier van die huwelikssluiting. Allereers, kom ons gee 'n bietjie aandag aan die instelling van die huwelik. Die huwelik is deur God ingestel. Toe hy aan die begin gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, iemand sy gelyke. En so het hy hulle as man en vrou geskep om mekaar as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees, is nie net 'n voorreg en 'n vreugde nie, maar dit dra ook 'n verantwoordelikheid. Kom ons kyk vervolgens die wese van die huwelik. Dit is 'n regte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim van 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Die egpare wat in God hulle eenheid, hulle geluk en toekoms vind en wat hulle lewens vrywillig inrig onder die heerskappy van God se woord, is nie net vir mekaar nie, maar ook vir hulle familie, vir die kerk, vir die samelewing, vir hulle vriendekring, 'n vreugde, 'n krag en 'n inspirasie. Dit gee vir 'n egpaar die vrymoedigheid om vir sy leiding op hulle huwelik te kan bid. Die wederwysige verantwoordelikhede van die huwelik. En dit het ek gaan haal uit ons teks wat ek vanmiddag vir julle gegee het. Man en vrou moet uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees en mekaar respekteer. Ons formulier sê voort, Jan, vir jou as man, dit beteken dat jy jou vrou sal lief hê soos Christus die gemeente liefgehad het. Soos Christus die hoof van die gemeente is en homself daarvoor oorgegee het, soos jy die hoof van jou vrou in die jaar in liefde lei en dien en beskerm. Aandeel vir jou beteken dit as vrou, dat jy moet weet dat dit God is wat jou aan jou man verbind. Soos wat hy die gemeente aan Christus verbind het. En soos die gemeente die Here liefhet en gehoorsaam volg, so moet jy ook as vrou jou man lief hê en hom volg in alles wat reg en billik is. Nou, hoe kry 'n mens dit reg? Ek dink dit lê daarin, en dit sê ons formulier ook, dat ons albei as huweliksmaats moet opkyk na die Here en vir hom voortdurend sê, Here, aan U bly ons altyd gehoorsaam en getrou. Ons sal U woord lees, ons sal dit oordink, ons sal ons lewe daarvolgens inrig, ons sal saam bid en ons sal U saam dien. Dit lê ook daarin dat julle twee uit dit wat Christus aan julle geskenk het, sal leef. Dat julle mekaar met liefde en vertroue sal opbou en dat julle sal voortbou op die mooi dinge wat julle in mekaar gevind het. Dit beteken dat julle selfsug en eiesinnigheid sal moet vermy en sal besef dat hierdie twee dinge die gemeenskap tussen mense vernietig. Dit beteken dat julle self aan mekaar op allerlei maniere, in erns of in humor, in gelukkige oomblikke asook in moeilike tye, sal gee. Dit is 'n prysgee van mekaar, vir mekaar. Dit beteken dat julle sal moet oppas dat daar enigiets of iemand tussen julle inkom. Wees ook daarop voorberei dat die duiwel nog nooit genoeg geneem het met die mooie en met die goeie nie. En soos wat hy van die begin af die ongeluk en die dood in die wêreld ingebring het, so sal hy ook verseker probeer om 'n wig in te dryf tussen julle twee as man en vrou en tussen julle twee en God. En daarom
is dit van uiterste belang dat julle krag in Christus sal soek, want dit is hy wat die bose oorwin het. En as ons krag by hom het, dan weet ons sal sy woord en sy gees ons heilig as egpaar en as 'n stukkie kerk in die kleine. Nou Jan en Adrie, aanvaar julle twee alles wat die Here vir ons in sy woord oor die huwelik geleer het? En is dit nou julle opregte voorneme om julle huwelikslewe hiervolgens in te rig? En is dit julle begeerte om nou met die seën van die Here in die huwelik verbind te word? Wat is julle twee se antwoord hierop? Jan, ek vra vir jou die volgende. Verklaar jy dat so ver as wat jy weet, daar geen wettige beswaar is teen jou voorgenoemde huwelik met die bruid Adrie nie? En aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is, as getuies dat jy haar nou tot jou wettige vrou neem? Wat is jou antwoord hierop? Ja. Sal jy dan hardop die volgende saam met my beloof? Voor God en almal hier teenwoordig. God en almal hier teenwoordig. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. Vir altyd en in alle omstandighede. Vir altyd en in alle omstandighede. Aan my bruid Adrie. Aan my bruid Adrie. Adrie, vervolgens jou aandag. Verklaar jy dat sover jy weet, daar geen wettige beswaar is teen jou voorgenoemde huwelik met die bruidegom Jan nie? En aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies dat jy hom nou tot jou wettige man maak? Wat is jou antwoord? Ja. Sal jy dan saam met my die volgende hand op beloof? Voor God en almal hier teenwoordig. Voor God en almal hier teenwoordig. Beloof ek liefde en trou. Beloof ek liefde en trou. In altyd en in alle omstandighede. In altyd en in alle omstandighede. Aan my bruidegom Jan. Aan my bruidegom Jan. Ek versoek julle twee om vir mekaar die regterhand te gee. Liewe vriende en liewe bruidspaar, hiermee verklaar ek nou dat Jan Botha en Adrie Smit wettig getroud is. En ek gee julle nou die geleentheid om mekaar die ringe aan te steek as teken van julle liefde en eenheid as man en vrou. Gaan ons saam bid en vir die Here dankie sê hiervoor. Dierbare Heiland, soos wat ons aan die begin van hierdie diens U geloof het en dat U die een is wat die liefde geskep het, wil ons dit weer bevestig. Here, en waar ons dit nou as mense hierdie plegtigheid kon uitvoer, weet ons ook U is hier, U hand is hier, U seën is hier. En ons bid, Vader, dat U wat getrou bly tot in ewigheid, U guns en U seën oor hierdie twee mense sal laat kom. Dankie dat ons ook U woord nou kon hoor. En dankie dat Jesus Christus vir ons self die bruidegom is, wat sy lewe afgeneem het ter wille van mense. Skenk dan vir ons ook daardie gesindheid, Here. In Jesus se naam. Amen. Net gou 'n bietjie reëlings. Ons gaan nou sing op die groen pamflet aan die regterkant. Dit is 'n gebed soos wat julle kan agterkom. Kom ons bid dat die Here dit sal doen, dat hy deur sy Gees hierdie egpaar altyd naby sal wees en dat hulle hom tot sy eer hulle self aan hom kan wy. Ons gaan beide die verse sing. Daarna gaan ek die seën uitspreek oor hierdie nuwe huwelikspaar. En ek versoek almal om dan net weer te bly sit. Ons gaan die register
sommer hier by die tafel aan ons regterkant teken. Jy kan almal getuies wees terwyl dit plaasvind. Kom ons sing Psalm 338 se 2 verse. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, saam met julle twee wees. Amen.
Wat? Mijn mama nou? De mama daar binnen. Voor wil hy sê. Dan agter. Hallo. Hallo ma, hallo pa. Jy my net nou iets gepraat van whisky, wat is dit? Whisky. Was je whisky? Dis nou bly Bly. verby. Voilà, c'est fait. Awesome. Okay.
Wat is de prijs op 30 kilometer? Nee, zeker. Tot een lange baan. Want op lange man weg, dan moet je 16 kilometer. En ja, dat is 10 lange man. Dat was het dan niet meer. Van lange man weg had het op 16 kilometer. Hoe ver is het van lange baan? 16, 18 kilometer. Ja, zo daar is het 30 was. Maar dus je pakt ook nog lange weg van lange weg tot 16. En van hier van de weg tot hier. Dus 18 kilometer. Dan is het kilometer. Ja, en dan kom ik nu eens van Leute goed kunnen laten die boodschap. Ja, ik wil dat aan het doen. Ja, we gaan doen. Als je aan de aankomt, spelen we zo in de kijken. Ja. Maar jij klopt ook zo te doen. Maar dat kan maar een beetje gewoon. Dat is gewoon aangebellen gaan. Je moet maar gewoon ik ga bel doen. Geen idee. Ik heb een schofter. Ik kan niet meer naar de kapper, zoals dat moet. In een arme gegeven. Zal het ook op een warm doen? Kijk. Dan moeten we niet dan bereikt aan bereikt. Dus toen is het weer blauw. Nee, maar dat is dan niet zo. Ja, ik wil ik ook niet parkeren, ik pak dus ik weet, het is voor mij vandaag nog een speciale. Ik lief te zeggen familie of vrienden. Ik kan niet zeggen vrienden van Jan en Adrie. Wij welkom namens Adrie en Jan is op de
gesê vriende van Jan en Adrie. En hoe familie en dames en here ook by te sê. Die mense wat vandaan hier is mense wat saak maak dan. Maar ons bly ons moet by jou trouw wees. Adrie, jy is een van ons. Welkom met Jan en Adrie se trouwe. En dan wil ek net, voor ek 'n bietjie verder gaan, sê ek vir Jan ken ons al lank, ons is ou vriende. Adrie en ons is jong vriende, maar ons is ook al goeie vriende. Ons mekaar gou geleer ken en gou gevind. Jan is 'n vlugse mannetjie. Na hy van Mykonos af weg is, hy seker so 'n maand by my al net gekuier vertoef. En ek het hom deeglik in die werk gesteek. Hy het wat limoen geplant, van spek. En hy het gedink dat 'n wintersonnetjie so kan brand. Hy het eendag kaapbeleid gewerk onder, die volgende dag is hy in skaapkraal. Hy het voor ons bukken liggen, hy raakt so 'n stuk lewe. So Jan is fliks, hy het hom deeglik bewys hier by ons, daaroor twyfel ek nie. So hy sal sorg vir jou, hy sal werk, hy sal sorg vir jou. Maar dit wat ek van Jan geweet is, hy is so 'n vinnige mannetjie. Kyk, 7 maande terug, 7, 8 maande terug was Jan hier gewees. Die het blommekoppie gehad. Dit ek het ook minies gedra. Want ek wil nooit uitvind ek kan nooit uitvind of Jan fly is. Wat nie, maar ek wil nooit sien dat hy daar vat, dat hy 'n vrytjie van my maak. Mens hy ook nie so vir ons in jou kar, om sommer maar nie te doen. Jan, hy is 'n grapje. Dan nou vir Adrie, ek weet sy het gereed daarvoor, en toen sy eendag met my vir Jan 'n drukkie in die kombuis gegee, dit is 'n raak druk gewees het. Hier staan nou by mekaar. Dat die twee liefdes vir mekaar, dit het ek ook opgemerk. Ons het nou nog in die kamer gery en hulle het agter my aangery na hulle eie kar. En ek het daarom Davies kom maar gaan leer. Maar nou wil ek ook weer 'n ernstige noot sê. Liefde is 'n mooi ding, maar jy moet aansluit die dominee vandag, jy moet werk aan. Want liefde is nie ewig, net hulpies is vir ewig. As jy nie werk aan liefde nie, dan gaan jy ook maar terug. En nou wil ek julle sê, alles wat die beste op die pad voor moet pas. Mense is julle alles. Sorry julle twee. Nou was vir Jan storie te vertel. Okay, ek wil net sê, eers wil ek dankie sê aan almal wat hier is. Ek is bly julle is hier so. Ek is bly dat julle almal hier kom het. Het is jammer my familie, anders familie is nie, maar ek het baie vinnig besluit. En almal was verbaas oor die vinnige besluit wat ek geneem het. En ons het gevoel ons wil vinnig trou, klaar kry, verby kry, mekaar lief wees, vir mekaar opgee en ewig vir mekaar wees. En dit ons besluit 1 September, en dan besluit ons dit, en dan besluit ons dit. Toe sê my vrou om te kyk, die volgende oggend besluit ek nee, wag. Die aand sê my vrou om te kyk, die volgende oggend bel ek Valet, sê Valet reël vir my. Ons trou nou. Maar ek het gevoel, weet ons deur al die seer kry en alles, en ons is mekaar bedoel en ons voel net ons gaan nou maak. Maar ek is bly ons het 'n goeie video gekry, wat ons saam kan vat na ons familie toe, en hulle kan sien watter mense en watter vriende het ons op die Weskus. En ek sal weer hulle saambring, dat ons kom vakansie hou, al die ouers en ouer pare, en ek beloof ons sal weer kom kuier. Hopelik die Confesta weer vandag. So. Dan wil ek net baie dankie sê, eers is vir Let, en Let se ma, almal, dan die Japie se ma en pa, oom Japie, baie dankie. Dankie vir alles wat oom en tannie, en Let en Japie, en Sakkie, dan weet jy allemaal vir ons beteken het. En sonder die rest ons nie gedoen het nie. Baie dankie vir op 'n kort koningsteam om vir my dit alles te doen. Ek is baie bly en baie dankbaar. En ek geweet ek kan op Alet se knoppie druk en Alet se my geld het. Want Alet kan dink soos dat ek dit sou wou gehad het. Dis al wat ek was net dit. Net bly en dit sou ons wat ek wou gehad het. Baie dankie. Dankie vir die dominee, dankie vir die vrou wat saam gekom het. En hier ook hier kom wees vandag. Ek is baie bly. En dankie vir my vriende. Almal wat hier is. Baie dankie. Al Janse maatjies, dit is pragtig. Wie se mais? Op jou show. Wie se mais? Janse maatjies, ons maatjies. Kyk daar. Op jou show. In my show.
wat ek al vir jou gesê het? Vir jou sê, nee. Ek sal sê, Kan jy het nog met jy? Ja, ek is lief vir jou, pragtig. Onthou julle vir Hannibal Smith? Ag, kyk hoe hy jy. Onthou julle vir Hannibal Smith van hy 18. Ja. Oh, I love it when a plan comes together. Dis plek kan weer sonder 'n MacGyver. Ag, ek is mal oor die skaaplam wat ek net nou by het. Ja, maar Alleen kry jy skaaplam met Want sy staan er is ook goed gegaan, dit is jou dan. My sorry. Ik heb het lelijk, ik heb het lelijk. Ek kom nou draai ek op die hulle hoor. Lisa was nie reg gesin. Ek dink so. Ons het 'n video gevang, hoe dit geklink op die video. Ek het hom gesel hoor. Ik wil meer mensen zo Ja, nee. Hy hoor sal dit daai tyd op. Misschien later vanavond, dan kan ik het misschien genieten. Ja, Amanda druk al oor toe sy my hoor sy. Ek wil hom net gou eers vir die bruid verskoning vra as ek haar naam vergeet. Ja, dit is jou bereid te doen. Jy moet daarom onthou. Nee, dit weet eintlik hoor. Ja, maar seker dan as jy ek weet ek maar baie net nie. Hallo,